was sy leef sy familie. Ek voel vanoggend of ek nie regtig waar standvastig op die grond is nie, dit voel of ek hierdie kant toe wil beweeg. En ek dink ons met almal aan daai kant wil sit, so ek gaan hier staan. Hallo julle, hoe gaan dit met almal? Ons het baie mense wat nog weg is, ons jong klomp, hulle speel nog rugby en is proewe en elke ding, ons drummer, hy is ook nog 'n bietjie undercover, want hulle is besig met die rugby. Natasha, hulle sal weet, dit is, kyk, ons manne, ons lei hulle op hierso vir die springbokke, nê? Ons maak springbokke gereed, amen, en sharks. Ag nee, okay. Maar ek wil vir elkeen sê wat vanoggend opgekom het na die huis, baie welkom. Môre oom Piet, ek het nie vir jou hallo gesê nie, daar sy. As dit die eerste keer is wat jy hierso is en jy besoek vanoggend, steek gou jou hand op. Amen, sy, mag julle geseënde diens saam met ons hê. Ons wil net seker maak, julle het sakkies gekry, julle is nou besoekertjies saam met haar, né? Ons het 'n doopdiens vanoggend en ons is so opgewonde. Nou ja, kyk gou vir die ou langs jou en gee hom net so 'n pompie en sê vir hom, buckle up, hier kom groot goed. Yes, amen. Nou ja, ons gaan vir John vra, Pastor John, dat hy vir ons die diens open vanoggend. Dankie. Amen. Kan ons net saam sing vanmôre, die Here is goed. Halleluja. Prys die Here. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg om vanmôre in u huis te kan wees, Here. Here, vanmôre is dit nie vir ons harte 'n moed nie, maar dis omdat ons hier wil wees, Here. En ek vra dat u Gees vanmôre tasbaarheid en teenwoordig sal wees in ons midde vanmôre, Here. Ek vra dat u sal stil staan by ieder en elk vanmôre, Here, want elkeen het gekom vanmôre met 'n verwagting, Here. En ek vra, Here, dat u vanmôre daardie leemte sal vul wat in ons harte, Here, wil koester vanmôre, Here, want u sê u verwyder alles wat sleg is, Here, maar u kom sit weer terug dit wat goed is, Here, dubbelvoudig vanmôre, Here. Ek vra dat u ons sal seën vanmôre in dit, Here, wat ons, Here, vanmôre by u voete wil neerlê, Here, maar dankie vir u wat die antwoord is. Ek vra vanmôre, Here, dat u die pastoor se lippe sal seën vanmôre, Here, met die woord van wysheid, kennis, Here, en openbaringskennis vanmôre, Here. Dankie, Here, vir 'n verwagting wat u nooit teleur sal stel nie. In Jesus naam. Amen. Yes, amen. Voor ons aangaan wil ek hê julle moet sommer, ek noem dit gaga, ons maak verskoning vir pastoor Dwayne hulle, hy is vinnig in die hospitaal opgeneem met 'n bloedklont en so aan, so asseblief dink aan hom, ons weet nog nie presies wat gaan aan nie. Pastor, het jy al ietsie gehoor? Okay, hy gaan vir julle vertel. Nou ja, dan vra ek, dan gaan ons saam staan, ons gaan nie saam staan nie, pastor gaan oorvat, dankie, amen. Sy wil net staan, sorry. Ek wil begin om te sê dat ons vanoggend saam gaan stem om dankie te sê vir dit wat die Here reeds gedoen het vir Dwayne. Jy sien, ons hoef ons nie te herhaal nie, en soos ons daar binne in die bidkamer gebid het, het ons gesê dankie vir volmaakte genesing. Jy sien, ons kan vra en dan kan ons dankie sê. Ons hoef nie te vra en te vra en te vra nie. Want die woord sê, ek hoor jou elke uitroep. So jy het net nodig om te vra, en dan weet jy mos, Johannes 14:14 sê, wat jy vra in sy naam, sal hy vir jou doen. Maar jy sien, as jy weet jy vra in sy naam, hoef jy nie te herhaal nie. Jy kan net begin dankie sê, want dit was mos in sy naam. En dis waaroor dit gaan. So ons loof die Here, ons sê vir hom dankie vir die wonderwerk wat klaar plaasgevind het. Dat hy hierdie nou maar eerder vat net as 'n lekker rus en lekker lê. Ek weet nie of jy ooit dit kan doen in die hospitaal nie, maar want hulle maak jou vroeg wakker en hulle hou jou die hele tyd wakker. So ek weet nie hoe ouens sê hulle word uitgerus in die hospitaal nie. Maar vanoggend het ons nie nodig om uitgerus te wees nie. Ons het nodig om net onsself oop te stel, om werklik volgemaak te word deur die Gees van God. En ek wil vanoggend vir jou vra dat jy regtig moet fokus op dit wat God vanoggend vir jou wil doen. Jy sien, wanneer jy in Vader se huis is, gaan dit nie meer oor die idee of die plan wat jy dink wat moet gebeur nie. Nee, dit gaan oor sy soewereine wil. Dit wat God bepaal, is wat ons bid vanoggend. So, ek gaan begin om sommer vir Simonei te vra om hier by my te kom staan. Ons gaan sommer begin met 'n lekker koue splash. So kom staan hier by my. Jy kan maar sommer net so vir my kyk. Ek gaan net eers met jou goedjies deel. Soos ek vir jou gesê het, daar's een skrif wat uitstaan
'n skrif wat so mooi is, en dis wat hy sê in Handelinge 2:38, sê hy, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes. Nou hier kom die belangrikste deel van die doop. Hy sê, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dit staan net 2 plekke. En hierdie is een van die belangrikste goed wat ons moet weet, dat soos jy die ou lewe aflê, kom nie net nie uit nie, maar jy ontvang ook die gawe van die Heilige Gees. En dis wat ons vanoggend bid, en dis wat ons vasmaak vanoggend, dat ons sal weet, Here, wat ons ook al doen, doen ons, want dit is ons hartsbegeerte. En ek het nie nodig om jou te probeer excited maak nie, want ek glo jy's klaar opgewonde, want jy weet, vandag is 'n nuwe begin. Soos ek vir jou gesê het daar in Johannes 3, praat hy so mooi van wedergeboorte, 'n nuwe geboorte, en jy weet, dis die mooiste journey wat ons as kinders van die Here kan ervaar, is daai waar jy begin met wedergeboorte. Want jy's nuut, jy's uit water en gees weergebore. Alles wat was, is verby. En dan kom jy by die stap waar jy sê, Here, te wees soos Jesus, om saam met hom deur die water te gaan. Galasiërs 2:20, om saam met hom gekruisig te word. En dan net te sê, dankie Here, die ou lewe is verby, ek staan net op. En ek wil vir jou hierdie sê, wie wat ook al vir jou sê, jy moet nou werklik so paraat en so skerp wees, dat niemand ooit weer iets oor jou kan spreek, wat gister gebeur het nie. Want as jy niet is, dan kan jy nie gister weer terugvat nie. Jy sien, dit is die probleem, baie mense verstaan nie, hulle kom op 'n plek en dan sê hulle, die bagasie het so groot geraak, jy het dit gaan haal. Die Here gee dit nie vir jou terug nie, hy het jou losgemaak, want hy sê, ons is duur gekoop deur die bloed, en dan gaan ons en ons gaan haal dit wat was. En dis wat ons vandag gaan doen, as ons deur daai water gaan hy al die goed net laat afval. Amen. Kom ons gaan net ons hande uitsteek, en ons net oor, Simonai bid. Vader, baie dankie Here vir die voorreg, om vandag hierdie nuwe journey saam met Simonai te begin, Here. Vader, om vandag deel te hê in die grootste stap, wat ons as gelowiges kan maak, om te sê, ek gaan die ou lewe aflê, en ek gaan nuut in U opstaan. Ek bid, Here, vir die voorbereiding van die Heilige Gees. Ek bid, Vader, dat sy U vuur sal ervaar, soos wat haar voet in die water ingaan, dat sy sal weet, Here, U is die koning van alle konings. Ons gee U vandag al die eer en al die lof, in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, ons gaan nou lekker saam staan, ons gaan die Here loof en prys, en ons kan ons tiende en offerande na die skatkis bring, dan gaan ons gou regmaak vir daai lekker warm water daar binne. Loof die Here, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Here loof, hy het my sondes vergeef, en hy maak my sy kind, laat alles in die groot heelal die Here loof, ek wil die Here
Is jy okay, pastoor? Simonai, is jy okay? Nou ja, as iemand gewonder het, is effens cool. Die lekker is, ons gaan in, en die water kan dalk koel voel van buite, maar ek wil een ding vir jou sê, dat wanneer jy ingaan en uitkom, ervaar jy die vuur van die Heilige Gees. So, Corneille, volgens Corneille, Simonai, skies, ek kyk nou vir Corneille, nou sê ek al Corneille, Simonai, volgens jou eie geloofbelijdenis, gaan ek jou doop in die naam van Jesus Christus, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Okay. Amen. Kom ek vra julle net om saam te bid. Kom ons steek ons hande uit na toe. Here, dankie Vader. Dankie vir die voorreg, Here, om nou saam met Simonai in hierdie bad te wees, Here. Dankie Vader dat U haar nou vol maak, Here. Ons sê dankie, Here, vir die vuur van die Heilige Gees wat oor haar kom. Vader, dat sy nou net weet dat sy weet, Here. Vader, alles wat was is nou los, Here. Vader, dat sy nou niet en duur gekoop is deur die bloed van die lam, Here, dat sy weet, elke ding tot en met hier is weg en verby. Vader, ek bid, U seën nou oor haar, Here, elke tree wat sy gee, ek bid dat U haar sal beskerm, ek bid, Vader, dat U haar leidsman sal wees, Here, Vader, dat sy so bewus sal wees van die Heilige Gees, Here, dat sy ten alle tye net kan opkyk en U al die eer gee, is ons gebed, in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons gee haar lekker lofoffer. Is dit nie spesiaal nie? Ek hoor gister die mooiste getuienis daar in ons winkeltjie wat ons die Here se naam groot maak, is 'n pappa wat inkom en hulle kan nie eintlik bekostig om vir hulle dogtertjie, hulle te laat lammetjie, 'n verjaardagpartytjie te kan gee nie. En hulle sit so R900 weg vir hierdie 9 maatjies wat saam by die eetplek gaan waar hulle partytjie gaan hou met Zaan. En hulle eet nie saam nie, sodat daar genoeg geld kan wees vir die kinders om partytjie te kan hou, en ek dink so, wow. Intussen het sy werkgewer in Amerika laat weet, hulle stop die kontrak, nou is papa nog werkloos ook, nog meer, sê hy vir die Here die oggend, Here, ek weet U het nie van my vergeet nie, ek weet nie, U het nie van ons vergeet nie, maar ek vra in Jesus se naam, bevestig het net weer vir my, wys net vir my, U is daar, U het my nie vergeet nie. Soos hulle partytjie toe klaar geëet, hy betaal die R900 en hulle is daar uit. En soos wat hulle uitstap, hier kom die kelnerin agter hom aangehardloop. Oom, ek wil net gou vir jou teruggee. En sy gee die R900 terug in sy hand. Hy sê nou, nee, daar het 'n tannie, daar het 'n persoon die partytjie klaar betaal. Hy sê, kan nie wees nie. Hoe? Nee oom, dis reg, hy sê, mag hy weet wie's dit? Hy sê, nee oom, ons mag nie sê. Hy sê, ek wil graag weet wie is dit. Hy sê, of sy sê vir hom, daar het 'n tannie daar in die hoek gesit. Hy sê, en heeltyd het hulle hierdie tannie opgemerk. Sy het nie geëet nie, sy het nie iets gedrink nie, sy het hulle net dopgehou. En aan die einde van die dag betaal hierdie tannietjie, wat net verdwyn het, hulle kry haar nêrens, hulle weet nie waar is sy nie, om vir haar dankie te gaan sê. En hy sê net, Here, ek glo met my hele hart, dis 'n engel wat U gestuur het, om ons kind se partytjie te betaal. Want, ek sal vir iemand betaal wat in Checkers of Pick n Pay, of wat ook al hier agter my staan, wat kos koop, en jy kan sien, hulle kan dit nie eintlik bekostig, maar in 'n restaurant, 'n partytjie betaal,
So ek wil net vir jou bemoedig en vandag vir jou sê, die Here is gister, vandag en tot in ewigheid is hy dieselfde. Hy betaal tot ons kinders se verjaardagpartytjies. My lippe wil 'n loflied sing wat die naam vereer. My hande wil ek ophef vas in offer, Heer. My hart klop sing en juig en van dankbaarheid getuig van al die goedheid en die grootheid, Heer. Halleluja,
is waardig om aanbid te word, Here. U is so waardig. Rerabasento Yoshalamante, U is waardig om aanbid te word. Want groot en magtig is U. Wie kan met U vergelyk word, Here? Wie is daar soos U? U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is and fill this place in this morning, Lord. Holy Spirit, I need Thee. Come, sweet Spirit, I Gees, U is so welkom by ons vanoggend. Ons wil vir U sê, U is welkom, Here. Ons wil net terug staan en ons wil kom. Ons harte oopmaak en kom ontvang wat U vanoggend vir ons wil doen. Here, ek bid dat vanoggend vir Simonei 'n spesiale oggend sal wees. Dat die vanoggend vir haar tasbaar sal wees. Dat sy U nog meer en nader as ooit van tevore sal beleef, Here. Dat die vir haar 'n werklikheid sal wees. Dat sy sal weet sy is vir U kosbaar en waardevol.
Gees, dankie dat U haar vriend is. Dankie dat sy U as 'n persoon in haar lewe sal ervaar. Dat U die trooster in haar lewe sal wees, die rigtingaanwyser. Dat sy sal weet, dat U is elke dag dieselfde. U kan nie verander nie, want U woord sê, U is wie U sê U is. O Shisarabaka Sementu Sholorabogunti Esto. Heilige Gees, we love You, Lord. We love You, we worship You, we adore You. Dankie Here dat U is wie U sê U is. Dankie dat U 'n waarmaker van U woord is. Welcome Holy Spirit. Welcome Holy Spirit. Be here with Your presence. Fill me with Your power. Live inside of me. Welcome Holy Spirit. Welcome Holy Spirit. Be here with Your presence. Fill me with Your power. Live inside of me. You're the living water. You're the living water. Never drying fountain. Comforter and counselor. Take complete control. Welcome Holy Spirit. Be here with Your presence. Fill me with Your power. Live inside of me. Welcome Holy Spirit. Welcome Holy Spirit. Yes, Lord Be Jesus. here with Your presence. Amen. Dankie Here, dankie Here. Dankie Here. Fill me with Your power. Yes, amen. Amen. Ja, Here. Live inside. Yes, dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Vader, ons verwelkom die Heilige Gees vanoggend. O Here, dis met soveel opgewondenheid wat ons vanoggend in U teenwoordigheid kan staan. Here, om te weet, Here, daar's niemand soos U nie. Vader, ons kan vandag in hierdie huis staan en weet, Here, daar is net een koning, Here. Vader, en ons wil U vanoggend al die eer gee. Vader, ons wil U loof, Here. Ons wil dankie sê, Here, vir U teenwoordigheid vanoggend, Here. Nie net in hierdie huis nie, maar so ook by elke man, vrou en kind, Here. Vader, dat ons vanoggend kan uitroep en sê, Here, dankie dat U seën nie net op hierdie deel van hierdie kerk rus nie, Here, maar ook in die saal waar ons kinders bymekaar is, Here.
Vader, dat U seën oor hulle ook sal rus, dat hulle sal ervaar wat vanoggend gebeur, Here. Want ons wil vanoggend bewus wees, Here, bewus wees van U teenwoordigheid, bewus wees van die planne wat U uitgesit het, Here. Vader, ons is moeg om net te hoor van wat ander sê, wat gebeur het, Here. Vader, U sê ons is buitengewoon geskape. Here, nie een is bo die ander nie, Here. So vandag staan ons voor U, Here, en ons sê, Here, ons is gereed. Ons is gereed om te ontvang, Here. Ons is gereed om bewus te raak van U teenwoordigheid, Here. Ons is gereed om volgemaak te word, Here. Ons is reg om net te sê, o, Here, kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees. Dankie, Here. Dankie, Here. O, Here, dat U Gees vanoggend sal werk, Here. Dat die Heilige Gees, Vader, sal doen dit wat ons nie verstaan nie, Here. O, dankie, Here. Dankie, Here. Yes, Lord. O, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Yes, Lord. Yes, dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. In U naam, Here. In U naam, Here. Bewustheid van U Gees, Here. Oh, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Dankie, Here. Kom, vul ons nou, Here. Vul ons nou, Here. Oh, Jesus. Yes. Amen. Amen. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Yes, Lord. Amen, Jesus. Yes, Lord. Vader, ons sê dankie dat ons weet, Here, U hoor elke uitroep, Here. Vader, dat ons vanoggend op die plek kan wees wat ons net bewus sal raak, Here, van U teenwoordigheid. Here, dat U vanoggend hier is vir elke een van ons. Nie net seker is nie, Here, elke een.
dankie dat U ons volmaak met U Gees. Here, dankie dat U ons terugbring op die plek waar ons net vanoggend kan sê, Here, ek ervaar hoe ek net ligter word. Vader, dankie dat U daai onnodige bagasie net wegvat. Vader, U is ons chainbreaker, Here. U is ons miracle worker, Here. Vader, en dis wat ons vanoggend vooruitroep, dat ons in U teenwoordigheid, Here, sal wees en so bewus sal wees van U Heilige Gees. Here, met daardie skrif wat ons begin het vanoggend van die doop, Here, kan ons vandag net stil staan op daardie laaste deeltjie van Handelinge 2:38 waar U sê, ons sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Vader, ek bid dat U vanoggend weer die gawes in plek sal bring, Here. Dat U die gawes in ons van die Gees weer sal herstel. Here, ons het dalk op 'n plek gekom waar ons deur daardie roete is dat ons gedoop is, dat ons die ou lewe afgelê het, maar dat ons dalk weer gaan terugsit het. Vader, vandag bid ek, Here, dat ons opstaan. Ek bid, Here, dat ons kies om U as ons Vader en ons alleenwyse God aanbid. Here, dat ons uit daardie gemaksone kan uitbeweeg en vanoggend kan sê, Here, Vader, ons soek elke gawe. Ons soek die intensiteit, Here. Ons wil weet wat dit is, Here. Here, want ons weet daai belofte is vir elke gelowige uitgesit. En ons as gelowiges maak dit volgend vas. Vader, ek bid, Here, dat U ons gees nou oopstel, Here. Ek bid dat ons gereed sal wees vanoggend om te ontvang die woord soos wat U dit wil gee. Here, U woord wat die hoogste gesag is, Here, bid ek vanoggend, nie my wil nie, maar U wil, Here. Dat U soewereine wil sal geskied oor elke man, vrou en kind. Dis my gebed nou in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Oh, thank you Jesus. Ons kan ons sitplekke neem. Oh. Is dit nie mooi woorde om net, ek wil amper sê daai echo hier agter te hoor. Welcome Holy Spirit. Om net elke oomblik te kan sê, Here, U Heilige Gees is welkom in die huis en so ook by elkeen van ons. Jy sien, ons kom partykeer op plekke waar ons, ek wil amper sê, dat ons dink dit net verander is. Want ons het toeskouers geword van ons omstandighede. Ons het toegelaat dat mense ons wou in plek die teenwoordigheid van God. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek weet toe ek net tot bekering gekom het, as ek kerk toe gaan, dan was ek so geïntimideerd. Jesus, want daar was van die oomies wat dan kom bid. Hy bid dat die spoeg spat en alles gebeur, het lyk soos 'n spitfire. En dan staan jy daar en dink ek het nie eens 2 woorde nie. Tot ek eendag besef het, dit gaan nie oor die woorde wat uitkom nie, dit gaan oor die intensiteit wat in jou hart is. Jy sien, God kan 2 woorde hoor, wat uit jou hart uitgaan, en hy kan 'n lewe verander. Jy het nie altyd nodig om vir 3 ure te bid vir iets wat eintlik niks met jou uit te waai het nie. En ek wil dit mooi vir jou sê, want jy sien, ons het 'n geneigtheid, ons wil iemand gesond bid. Maar ek dink ons verstaan nie Johannes 14:14. Hy sê, wat jy vra in my naam, sal ek vir jou doen. So weet jy wat, as jy op die plek kom en jy sê, Here, dankie vir U genesende hand in die naam van Jesus Christus. Jou werk's gedoen. Jy was gehoorsaam, jy het die hande opgelê, jy het die gebed gedoen, God sal die werk doen. Dit het eintlik niks met my en jou te doen nie. Maar jy sien, hoekom weet ons dit nie? Want ons ervaar nie meer die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. Ons word gelei deur die wow van mense.
Hoe meer 'n ou soos 'n Hans Wors aangaan, hoe meer hou ons daarvan. Hoe meer liggies flash, wow, hierdie is entertaining. God se woord moet nie entertaining wees nie, dit moet stigtend wees. Jy sien, jy moet op 'n plek kom waar jy sê, ek is besig om te groei in die woord van God. Nee, ek word gepaai. Jy's op die regte plek, broer. Is jy regtig? Jy sien, want daar's net twee goed, hemel en hel. Dis 'n werklikheid. Daar's nie 'n wagkamer nie. Jy gaan of hemel toe of jy gaan hel toe. Waar's jy vandag? Is jy op die paadjie van die hel of is jy op die paadjie van die hemel? Jy sien, dis die vraag wat ons nooit wil antwoord nie, want alles moet so mooi gebeur. Pastoor, jy moet nie excited raak nie. Jy moet so 'n vroom stemmetjie hê. En jy moet so, ek wil vir jou sê, as ek die woord lees, dan glo ek dat nie die disippels of Jesus net so 'n ou kalmte gehad het, asof daar niks gebeur het nie. Ek weet nie van jou nie, maar as ek excited raak oor die God wat ek aanbid, hoe kan ek stil wees? Wanneer laas het jy 'n geraas gemaak vir Jesus? Wanneer laas het iemand jou gehoor? Ek wil net in die skare wees. Is dit waarvoor hy jou geroep het? Romeine 1:16 sê, moenie skaam wees vir die evangelie van Jesus Christus nie. Maar jy sien, as ons op die plek kom waar ons Handelinge 2:38 verstaan, terwyl ek die skrif gisteraand moes voorberei, want toe Dwayne het weet hy's in die hospitaal, sê ek vir hom, yes, vir my is dit 'n voorreg om te bedien. Ek weet nie, ouens sê ek word onkant gevang. Hoe kan jy onkant gevang word as jy die voorreg het om die woord van God te kan deel? En terwyl ek so deurgaan en ek kyk die skrif wat ek voorberei het vir Simonai, en ek lees die laaste stuk en ek dink, Here, dankie, want hier is my fokus. Want jy sien die fokuspunt wat ek ontvang het, die Heilige Gees is God se belofte aan elke gelowige. Nou dit begin by Handelinge 2:38, die laaste deel. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Maar hoor gou wat sê vers 39, in die ou vertaling sê hy, en dit is net 'n uittrekseltjie, jy kan hom in klaar gaan lees, want die belofte kom julle toe en julle kinders. Jy sien, dis nie net 'n belofte vir jou nie, en vir jou kinders. En jy kan nou vandag sê, jy weet nie waar my kind is nie, moenie worry nie, ek het nie nodig om te weet nie, God weet. Solank jy geanker bly, solank jy nooit ophou nie, solank jy op jou knieë bly en instaan, is by God niks onmoontlik nie. Maar jy sien, dis ons werk. Ek en jy kan nie kalm raak nie. Nou ek weet nie, in jou binnekamer, of dit sag of hard of wat is nie. Maar dis waarom 'n binnekamer 'n deur moet hê. Want weet jy wat, ek weet nie van jou nie, maar ek kan nie daai ding doen van eers sag lees nie. As ek die woord sag lees, dan voel dit of ek skaam is vir die woord. En die woord stig my. So wanneer ek dit hardop lees, dan raak ek opgewonde. Want weet jy wat, die woord van God tel jou op. Dit vat jou na 'n plek toe waar jy nog nie was nie. Ouens, ons moet ons styl van Bybelstudie verander. Ek weet nie, ek is nie 'n Bybelstudie ou nie, vergewe my as ek dit so sê, maar ek is iemand wat net honger is vir die woord. My dag moet begin in hom, hy moet eindig in hom. Ek wil nie 'n tyd koppel nie, want weet jy wat, ek kan eerder daai ou voetjie vat wat so ewel is en vir 'n ou sê, ek gaan jou 'n bietjie later sien, want 'n koffie kan 'n uur ook wag, maar 'n afspraak met God kan nie 'n minuut wag nie. Jy sien, ons wil so vinnig sê, in sy teenwoordigheid. Wanneer laas was jy waarlik in die teenwoordigheid van God die Vader? Wanneer laas het jy ervaar hoe hy by jou stil staan? Wanneer laas het jy ervaar hoe die krag in die vertrek losbreek? As jy sê lanklaas, het jy lanklaas by die voete van Jesus gelê. Jy sien, dis waar die waarheid inkom. Ons moet ophou om net die mooi goed vir almal te sê. Die mooi goed gaan jou nie op die regte pad sit nie. Die mooi goed gaan jou nie in die hemel kry nie. Want jy sien, om verhouding met God te hê, moet jy die woord van God die waarheid maak in jou lewe. Jy moet in verhouding wees met hom. Jy moet weet wat dit beteken. Hoor gou wat sê in Hebreërs 1:13. Gaan net daai laaste lyntjie vir julle lees. Efesiërs, nie Hebreërs nie. Efesiërs 1. Jy sou gesukkel het met Hebreërs 13.
Efesiërs 1:13 sê, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Nou, wat is daar verseël? Hoor gou, in wie julle ook is, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is. Nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Is jy verseël in die belofte van die Heilige Gees? Of is jy nie seker nie? Jy sien, dis my vraag vir oggend. Ons kan vir oggend baie goed doen, maar ek wil vir jou vir oggend vra, ek is nie goed met programme nie. Ek is nie goed om by tyd te hou nie, want vir my gaan dit net oor God se tyd, sy teenwoordigheid, sy plan. En ek wil vir oggend vir jou sê, jy kan hier uitstap, en jy kan sê, ja, nee, weet jy wat, ek moet dit en dit. As jy dit nog nie gedoen het nie, kan jy nie vir oggend by die deur uitstap nie. Want ons kan dit nie waag nie. Want ons weet nie, wat oor 'n sekond van nou af gaan gebeur nie. Hoe kan ons uitstel? Ek gaan nog daar kom. Ouens, weet jy wat? Ek besef genade is onbeskryflik groot. Maar ek wil jou net daai vraag ook vra, het jy tans daai genade? Dat jy kan sê, sy genade is oor my, ek kan nog bietjie wag. Want jy sien, grace sal net op jou bly, as jy in hom bly. Dit bly nie op jou, as jy besluit om hierdie kant te staan van die lyn nie. Jy sien, die wêreld het vir ons soveel leuns uitgesit, dat ons dink, ag, ek kan maar links of regs staan, ek is alright. Is jy regtig? Het jy waarlik die geestelike oortuiging, nie vleeslik nie, geestelik, het jy die geestelike oortuiging, dat jy reg is? Ons is in so 'n gemaklike tyd, dat dit so lekker is om net te praat van die Heilige Gees. Ons wil vir almal vertel, wat die gawe is. Maar jy kan nie onthou, wanneer laas jy die gawe ervaar het nie. Kom nou, wanneer laas het jy gawes ervaar? Wanneer laas het daai gawes in jou gewerk? En ek het dit nou 'n paar weke terug gesê, jy weet, dit is so maklik om te sê, ek het 'n gees van onderskeiding. Het jy? Wie onderskei waarlik? Die idee wat jy het van iemand, dis eintlik maar net oordeel. Of die onderskeiding, jy sien, wanneer iemand 'n gevaar is, gaan die Here jou uitwys, maar nêrens sê hy vir jou, jy moet soos 'n paluka optree nie. Dis maar net gewoonlik die eie ek. Jy sien, gees van onderskeiding is soveel meer, maar ons sal dit net weet, as ons in die teenwoordigheid van die Heilige Gees tyd spandeer. Jy sien, wanneer ons in hom tyd spandeer, dan begin die woord van God vir ons sin maak. Dan kan ons begin woord invat, en ons verstaan waantoe ons beweeg. Jy sien, die Heilige Gees is 'n belofte, wat ons ontvang, maar hy wag vir ons. Baie van ons weet van die belofte, maar ons ervaar dit nooit. Hy is ons trooster en ons helper. Johannes 14:26 sê, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Nou, kom aan, ek weet nie hoekom lag julle nie ook nie. Ek lag, want baie keer hoor ek wat mense sê, en dan dink ek, het jy al ooit hierdie skrif gelees? Ek weet nie hoekom hierdie goed met my gebeur nie. Gaan lees gou Johannes 14:26. Want jy sien, die trooster, die Heilige Gees is daar. Hy het jou hierdie goed gewys, hy het jou vertel van dit, maar jy het dit net geïgnoreer. Hierdie is nie vir my nie. Hierdie is nie my seisoen nie. As iets bietjie te naby aan jou is, nee. Ek weet nie waar hierdie woord vandaan kry nie. Maklik, hulle noem dit die Bybel. Jy sien, die Bybel vat die volle waarheid. Dit begin in Genesis en dit eindig in Openbaring.
Daar's nie 'n middeweg by die woord van God nie. Dis ja en amen. Ons moet losmaak van hierdie areas wat ons dink, ons kan net op 'n holiday gaan. Ek gaan nou 'n bietjie verlof vat van die kerk. Ek gaan 'n bietjie verlof vat van my omstandighede, van my prioriteite, want die verwagting, ek wil vandag vir jou sê, die verwagting is eintlik net God. Hy het sy alles vir my en jou gegee. Ons is op pad met die opbou na Pinkster toe. Ek wil jou vra, is jy gereed vir die opbou na Pinkster toe? Is jy gereed vir hemelvaart? Is jy op die plek waar jy opgewonde raak oor wat wag? Jy sien, ons gaan deur Paasfees en dan sit asof mense net daai, okay, hierdie was awesome, dis nou klaar en dan is dit net weer terug. Hierdie is veronderstel, die Paasfees is veronderstel om ons so sensitief te maak, sodat wanneer ons by Pinkster kom, dat ons so geesgedrewe, so honger is, dat ons net die uitvloei van die Gees wil ervaar. Here, hoekom praat u woord van die Heilige Gees wat soos die vuur op ons afkom en ons ervaar niks? Is 'n keuse. Is 'n keuse vir my en jou. Om te sê, Here, hier is ek. Here, ek wil meer hê. Hoekom het daai ou so baie en ek so min? Ek weet nie van jou nie, maar as ek sien iemand word bederf in die Gees, is ek baie vinnig by my Vader. Here, hoekom het hy so baie en ek sien net al hierdie struggles wat voor my lê. Nee. Vat my net weg van hierdie omstandighede. Ek wil net vir 'n rukkie in die teenwoordigheid wees. Weet jy wat gebeur? Wanneer jy vir 'n rukkie in sy teenwoordigheid was en hy alles net so bietjie verander het, kom jy uit en jy kyk met nuwe oë en dan sien jy, my uitdagings was nooit so groot nie. Maar wanneer ons in die vlees kyk, lyk dit onmoontlik. Dis waarom Romeine ons leer dat ons van die vlees na die Gees moet beweeg. Hoekom sal ons dit wil doen? Want hy sê, as jy nie van die vlees na die Gees beweeg nie, is Christus nie in jou nie. Eina. Jy sien waarom dit so gevaarlik is om daai vakansiepakket te vat wanneer dit kom by die Gees. Ons kan dit nie bekostig nie. Ek weet nie van jou nie, maar as iets net bietjie minder as gister is, dan wil ek weet hoekom. Here, is daar iets wat ek verkeerd gedoen het? Hy sê dan, ons kan hom vra net wat ons wil. Ek begin altyd eers by my. Want jy sien, as hy my uitkyk verander, en my manier verander, dan sien ek nie my vrou se foute raak nie. Nie dat sy het nie. Ag Here, dit was profeties. Ons het op 'n plek kom waar ons weer opgewonde raak. As jy nie met jou geliefde kan excited raak oor die woord nie, met wie kan jy? Jy sien, ek glo in een ding, alles begin in jou huis. As jy wil oor die woord praat, begin eers in jou huis. As hulle begin excited raak, hou maat, weet jy hoe maklik is dit om na ander toe te gaan? Maar om een of ander rede dink ons, dis makliker om buite te gaan, waar niemand jou ken nie. Hoekom sal jy dit dink? Ek weet nie van jou nie, maar dit maak net vir my glad nie sin nie. Jy sien, wanneer iemand weet wie jy is, het jy gehoor wat ek sê? So jy kan nie 'n voorgee hê van Christus nie. Jy moet 'n leefstyl hê van Christus. Dis waar die verskil in kom. Dis waarom ons partykeer, ek weet dis niemand hier nie, maar partykeer is ons bang om eers na die mense naby ons te gaan, want wie is jy, ek het gehoor hoe jy gister gepraat. Nee. Jy sien, onthou net, die wêreld sit soos 'n jagspinnekop en wag. Watter foutjie jy gemaak, wanneer jy verkeerd gaan optree. Dis waarom ons altyd in paraatheid van die Gees moet opry. Dat ons ten alle tye moet sê, Here, Vader, ek pleit u bloed oor my. Here, maak my rustig. Vader, gee my die uitkyk wat ek moet hê. Plaas 'n wag voor my mond. Dis net 'n vraag weg. Dis al wat ons moet doen. Maar jy sien,
Daar kom Johannes 3:30 nou alweer deur. Die eie ek is baie keer so intens dat ons nie daarby kan uitkom nie. Dis waarom hy gesê het, meer van hom, minder van my. Hy sê in Romeine 8:26, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Hallo? Tot ons swakhede kom die Gees van God te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Ek weet nie van jou nie. En ek gaan dit weer sê. Ouens, mens lees nie eers Bybel en dan bid jy nie. Dis waarom jy nie weet wat die Bybel vir jou sê nie. Jy bid eers om die Gees te aktiveer sodat jy verstaan wat die woord vir jou sê. Jy kan nie inskakel en verstaan nie. Jy moet eers inskakel om jou denke aan te skakel. Dit werk net 1000 keer beter. Jy gaan nou soveel makliker en soveel vinniger hierdie goed gaan, want jy gaan nou op 'n plek kom waar, hoe het ek nie hierdie verstaan nie? Jy sien, dis net 'n uitroep. Hy sê vir ons in 2 Korintiërs 1, vers 3 en 4 sê hy, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, want ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur vertroosting, waarmee ons self deur God getroos word. God se troos is so groot. Hy gee ons die troos, sodat ons ander kan troos. Maar jy sien, jy moet eers ingeskakel wees. Jy moet in die teenwoordigheid van die Heilige Gees wees. Jy moet kan wandel in dit, want dis wanneer jy die bewustheid daarvan sal ervaar. Ek wil begin afsluit. Jy sien, hy leer ons, hy help ons om te bid, en hy dra ons in moeilike tye. Dis wat die Gees doen. Nou, wanneer laas was jy op 'n plek, waar jy net gevoel het, hoe hy jou lering gee? Wanneer laas was jy op 'n plek, waar jy begin bid, en dan voel het of, ek het nie woorde, en ewe skielik begin die woorde net uitkom? Wanneer laas was jy op die plek, waar jy gevoel het, waar jy so inhak? As jy voel, daai vol wil nie gaan nie, dan vat jy jou net so, en dan sjoep, oor die klip, en dan gaan jy. Jy sien, ons het nodig om bewus te raak. Ons het nodig om te weet dat die Gees van God aktief in ons is. Anders te verloor ons die hele tyd. Want jy sien, as die Gees van God nie aktief in jou is nie, is dit so goed soos 'n leedop. Jy lê daar op die water en al wat jy doen, jy maak so. Jy dobber maar net, daar's geen rigting nie. Ek weet nie van jou nie, maar as ek in die oggend opstaan, het ek 'n plan wat ek wil doen, waartoe ek wil gaan. En as my tyd nie uitwerk nie, raak ek nogal opgewonde, want ek het 'n plan, en hierdie plan moet uitgesit word. Hoekom? Want God het ons nie net rentmeesters gemaak van geld nie. Hy het ons rentmeesters gemaak van alles wat ons doen. Jy sien, tyd is 'n gawe. Asem is nie 'n reg nie, is 'n voorreg. So elke asem, elke oomblik, elke sekond, maak ons vas in hom. Elke liewe dingetjie wat gebeur, wow, Here. Jy sien, wanneer jy God al die eer gee, en jou fokus weggaan van jouself af, dis wanneer wonderwerke gebeur, sonder dat jy dit eers agterkom. Partykeer kom jy in die volgende dag, en jy kyk terug, en jy dink, hoe het al hierdie goed gebeur? Want my God kan alles doen. Dis waarom. Die Gees woon in ons, so ons sal nooit alleen wees nie. Hy sê in 1 Korintiërs 6 vers 19, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie.
ou vertaling, 1 Korintiërs 6:19. Ouens, dis belangrik dat ons dit weet. Ons glo en dink dat ons in beheer is van hierdie. Jy is nie. Die eerste asem het gekom van die Vader. Daar was geen reg dat jy moet asem hê met geboorte nie. Nee, God het jou daai asem gegee. En dis waarom ek glo, dis net my weergawe, nie die Bybelse nie. Met sy asem het ek alreeds sy gees ontvang. Want dis mos wie hy is. En dis waarom ek glo, waarom sy teenwoordigheid elke oomblik van geboorte tot hier met my was. Jy sien, party goed het ek en jy nodig om net sekere goed vir ons persoonlik te maak. Ek kies om elke deel myne te maak. Wat die woord uitsit, wil ek ervaar. Ek wil dit nie hoor nie. Want jy sien, om net 'n aanhoorder te wees van iets, verander niks in jou lewe nie. Maar sodra jy deelneem, besef jy, joh, jy kan nie 'n marathon gaan hardloop omdat jy dink jy kan nie. Nee, dit vat maande se voorbereiding. Dis waarom van ons so geseënd is, ons ry eerder saam. Want ons is nie geroep vir die hardloop nie. Elke ou weet wat sy roeping is. Nou ek het een ding van dat ek in die bediening begin het ek 'n pastor gehad wat altyd gesê het, know your calling. En weet jy, baie keer kom ek in omstandighede en sê ek, ag Here, dankie, dis nie myne nie. Want sekere goed is baie meer intens as ander. Maar raai wat, die Heilige Gees werk dieselfde. Jy kan nie in die Gees volwasse wees as jy dit nie beoefen nie. As jy nie werklik die woord van God toelaat nie. As jy nie in aanbidding gaan waar jy net tussen jou en die Gees van God begin werk nie. Ek luister ou, ek sê, ek dink ek was op 'n stadium gedoop in die Gees en ek het 'n taal ontvang, maar dit het weggeraak. En ek sou al versla, ek sê, as jy dit dink, dan wil ek vir jou sê, dit het amper nie gebeur nie. Nee, ek is doodseker dit het, ek sê, maar jy het nou net gesê, jy het gedink. Ek sê, kan ek jou vertel? Ek sê, al het wat in my lewe gebeur, maar ek weet presies, dag, datum, tyd, toe ek God ervaar het in my lewe. Ek sê, hy het iets in my gedoen, wat nooit ooit weer kon afgeskakel word nie. Want jy sien, wanneer hy oorvat, maak hy niet. Ons wil so graag daai liedjie sing, hy het my vrygemaak. Maar ons het hakke, wat ons so inkap in die wêreld, want soos hy ons vrymaak, wil ons nie loslaat nie. Ek het een ding besef, toe hy inbeweeg, kon ek net my hande losmaak. My fokus het van die wêreld na hom toe gegaan. Ek kon vergeet wie ek was en wat ek was. Ek kon net fokus op wie hy is. Want jy sien, hy het dit so persoonlik gemaak, toe hy sê, ek het jou by jou naam geroep. Ouens, Jesaja 43:1 is soveel dieper as wat ons wil hê. En ek sê dit meeste van die tyd, maar ek is so bang, daar's iemand wat dit nog nie gehoor het nie. As jou naam nie langs die skrif staan nie, is dit nog nie joune nie. En ek wil jou uitnooi, jy kan gaan kyk, ek het 'n rak vol Bybels, maar almal van hulle, langs Jesaja 43:1, as ek daai Bybel gelees het, staan my naam langs die vers. Want jy sien, ek glo, as jy 'n Bybel oopmaak, sit joune. As ek een skrif lees, moet ek weet, ek het identiteit in hierdie boek, want dit is die boek van die lewe. Here, U het hierdie myne gemaak. En om myne te wees, moet ek weet, hy het my by my naam geroep. En die mooiste van alles, hy het gesê, jy is myne. Jy sien, dit gebeur wanneer jy in die teenwoordigheid, daai belofte van sy teenwoordigheid van die Gees is. Maar hoor jy dit, of leef jy dit? Jy sien, daar's twee groot verskille. Mense kan jou vertel van baie, maar as jy dit nog nie ervaar nie, sal jy nooit opgewonde raak nie. Maar die eerste keer wat jy ervaar, dat hy jou aangeraak het, as jy net ervaar hoe
daai vuur so agter jou afgaan en jy verstaan nie, hoekom jy so warm kry nie. En ek het gelag, ek het vir Simonai gesê, as jy ingaan, gaan dit effens cool wees. Maar jy gaan agterkom as jy uitkom, gaan daar ewe skielik iets anders te wees. En dan staan daar so, terwyl ons nagmaal gebruik, sy sê, ek kry nou so warm, ek sê, o ja. Jy sien, die Gees van God, kom nie in yswater nie, hy kom in vuur. En ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer laas het jy die vuur ervaar? Wanneer laas het jy net besef, hoe die hitte hier binne begin opbou? Wanneer laas het jy op 'n plek gekom waar dit voel of jy nie kan stil staan nie? Een plek, jy raak te warm vir jou. Here, ek wil net rond beweeg. Ek wil net by mense uitkom. Jy sien, en ek sê dit baie keer vir jou, dit gaan nie altyd oor wat jy vir iemand sê nie. Partykeer het jy net nodig om by iemand te kom, en wanneer jou hand op sy skouer kom, die kontak wat daar is tussen my en die Gees van God en jou, verander alles. Want dit niks met my uit te waai nie. Dit het alles uit te waai met die een wat in my is. Wie is in jou? Kom aan. Wanneer laas het jy vir Vader gevra, Here, gebruik my. Gebruik my, Here. Ek weet nie wat om vir hulle te sê nie. Dit is nie wat jy gaan sê nie. Laat die Gees van God toe om net deur jou te werk. Partykeer al wat ons nodig het om by 'n man te kom, net te sê hallo. En soos hy jou hand vat, Here, ek bid U seën. Verandering, Here. Verandering in die naam van Jesus Christus. Hy het jou geroep om 'n verandering te maak, nie normaal nie. Anders het hy ons nie buitengewoon geskape nie. En as jy vanoggend glo dat hy jou buitengewoon geskape het jy nodig om vanoggend voor God die Vader 'n buitengewone belofte te maak. Nie iets wat ek vir jou kan sê nie. Nie iets wat jy agter my kan aansê nie. Want ek wil vir jou sê, as jy my woorde gebruik wat ek vir jou van vooraf gee, is dit nie jou hart nie. Maar moet dit nie moeilik maak nie. Ek sê baie keer, ek het net een uitroep en dit, Here, ek het U nodig. Hy ken ons hart. Hoekom wil ons na 'n plek toe gaan waar ons amper half vassteek en sê, Here, ek weet nie wat nou nie, hoe ek weet. In U teenwoordigheid, Here. Ons sluit ons oë. O, dankie, Here. Vader, dankie dat ons weet, Here, dit is net U Gees. Vader, dankie, Here, dat ons vandag kan oorgee en sê, o, Here, daar's niemand soos U nie, Here. Vader, dankie dat ons vandag, Here, die keuse kan maak om te sê, verander my hart. Here, dat ek nie net 'n uitroep sal hê nie, Here, maar dat ek 'n aksie saam met die uitroep sal hê. Vader, dat ek werklik op die plek sal kom, waar ek kan deel hê in verandering. Vader, dat ons nooit sal kyk na hoeveelhede nie, maar dat ons sal kyk na die intensiteit wat U woord sê, dat siele na Jesus toe sal kom. Vader, dat ons op die plek sal wees wat Matteus ons leer. Vader, dat wanneer ons deur die proses gegaan het, waar ons as 'n disipel gaan optree, dat ons sal uitgaan. En dat ons manne, vroue en kinders, Here, sal vertel van wie Jesus is. Dat hulle gered sal word, Here, en dat hulle dan deur die proses kan kom van vernuwing. Here, maar ek bid, Vader, dat dit nooit te veel vir ons sal wees nie. Dat ons nooit op die plek sal kom waar ons gaan sê, Here, ek het nie tyd hiervoor nie. Vader, U is ons tyd. Vader, en as dit U wil is, Here, weet ek, sal U die tyd raamwerk vir ons oopmaak. Maar Here, ons bid vanoggend dat U wil sal geskied. O Here, ek bid, Here, dat ons werklik vanoggend sal weet, Here, ons het net nodig om voor U te staan en te sê, Here, ek het nodig dat U my vrymaak. Ek het nodig dat U die kettinge laat afval. Ek het nodig om weer die intensiteit van die Heilige Gees te ervaar.
Ek het nodig om vorentoe te gaan en nie stil te staan nie. Vader, help ons dat ons nie sal stagneer in ons menswees wat U vir ons gegee het nie. Vader, maar dat ons altyd sal hinker om meer en meer en meer van U te hê. Vader, dat ons vandag hier kan uitstap met die uitdaging in onsself om te sê, Here, gebruik my. Want ek weet, Here, dat wanneer ons dit vra, sal U dit op ons pad bring. Maar ek bid ook dat ons voorbereid sal wees om te weet wat om te sê en wat om te doen. Vader, ek bid so U seën. Vader, oor elke man en vrou en kind. Ek bid, Here, dat hierdie die 12de April 'n nuwe dag in ons lewe sal wees. Dat ons vandag kan rejoice want ons koning leef. Is ons gebed nou in die naam van Jesus Christus. Amen, Jesus.